Liewe vriende, dit is weer eens 'n wonderlike voorreg om saam met u te kan wees rondom die woord van die Here. Ons is dankbaar vir die Here vir uitgespaarde lewens, ons is dankbaar vir gesondheid, ons is dankbaar vir sy voorsiening in ons lewens, want ons besef ons hele lewe bestaan eintlik maar net uit die genade van die Here, wat vir ons voorsien, wat vir ons red, wat vir ons beskerm en wat vir ons deurdra. So ons is dankbaar vir die Here vir so 'n wonderlike voorreg om dan net weer saam met mekaar te kan wees rondom die woord. So kom ons sluit die oë en dan bid ons net saam. Hemelse Vader, ons kom in diepe dankbaarheid voor U in hierdie dag. Ons kom met waardering voor U, Here, want U is 'n wonderlike God. Here, dit is so 'n voorreg om met U te kan praat, dit is so 'n voorreg om ons harte vir U te kan oopmaak en maar net te kan erken dat U die Here is en daar is niemand soos U nie, maak nie saak, Here, wat ons van U dink nie, maak nie saak wat die wêreld van U sê nie, maak nie saak hoe hard mense probeer bewys, daar is nie 'n God nie, ons weet dat U God is. En Here, dankie dat U het nie mense nodig om U bestaan te bevestig nie. Die hele aarde en die hemel getuig van die werke van God. U is 'n wonderlike God en ons prys U daarvoor. Dankie dat U alles gemaak het, alles geskep het. Dankie dat U die mens gemaak het om vir U te aanbid, om vir U te dien. Here, ons prys U daarvoor. Baie dankie dat ons hier voor U kan kom en sê dankie vir sulke geleenthede waar ons die woord kan bedien en met vreemdelinge, maar familie in Christus met mekaar te kan deel en mekaar te kan bemoedig. Here, ons eer U daarvoor. Ons dink nou aan iemand wat ingeskakel is wie nie die Here ken nie. En ek bid, Here, vandag vir daardie moeder, ek bid vir daardie vader, ek bid vir daardie jong man, daardie jong meisie, Here, jong kind wat ingeskakel is, en ek bid vir die redding van hulle siele vandag. Ek bid dat U deur die kragtige werking van U Heilige Gees sal kom en dat U hulle sal oortuig, dat hulle sal kan uitroep en sê, Here, hier is my lewe, hier is my alles, ek gee my lewe aan U oor. Dankie Jesus dat U vir my gesterf het aan die kruis. Dankie Jesus dat U bloed reinig van alle sonde. Dankie Jesus dat U Gees in my vir my die krag gee om die Here te kan dien. Vader, ek bid in hierdie oomblikke dat daar mense sal wees nou wat uitroep tot die Here, wat dalk besig is om te sê, my lewe werk nie uit nie, dinge werk nie uit nie, al my planne loop uit op 'n mislukking. Ek bid, Here, ontmoet U en wees U net genadig asseblief. Here, kom dan nou, gebruik ook U woord, seën dit, Here, dat dit vir iemand bemoedigend sal wees, vir iemand lerend mag wees, vir iemand vermaanend mag wees, maar Here, dat dit altyd tot stigting sal uitloop. Dit is my gebed. Reinig ons harte, reinig ons gedagtes, reinig ons hele wese en wees ons net genadig. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Amen. Nou, liewe vriende, ek wil graag saam met u lees hier in Prediker hoofstuk 4. Prediker 4, ek lees vanaf vers 7 tot en met vers 12. 7 tot en met vers 12 van Prediker 4. En weer het ek 'n vergeefse moeite gesien onder die son. Daar is een alleenig sonder 'n tweede. Ook het hy geen seun of broer nie, tog is daar geen einde aan al sy moeitevolle arbeid nie. Sy oë kry ook nie genoeg van rykdom nie. Vir wie tog vermoei ek my en laat my siel gebrek ly aan die goeie? Ook dit is te vergeefs en 'n verkeerde saak. 2 is beter as 1, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid, want as hulle val, kan die een sy maat optel, maar wee die een wat val, sonder dat daar 'n tweede is om hom op te tel. Verder, as 2 by mekaar lê, kry hulle warm, maar hoe kan een alleenig warm word? En as iemand die een aanval, kan al 2 om teestand bied, en 'n 3-dubbele lyn word nie gou verbreek nie. Net tot sover die geleesde deel. Nou, ek weet dat
Oor die algemeen, wanneer ons hierdie gedeelte gebruik, dan word dit meeste van die tyd gebruik vir 'n paartjie wat dalk trou op hulle troudag, waar dit vir hulle aangebied word, en is 'n pragtige gedeelte, dit pas wonderlik daarby in, en ons gaan so heen en weer daaroor praat, as ek dit so kan noem, maar ek wil hom nie vandag gebruik om net te konsentreer op 'n huwelik nie, ek wil eintlik konsentreer daarop, dat die woord hier vir ons sê, dat hy begin, dit is hoe hierdie gedeelte begin, hy sê, weer het ek 'n vergeefse moeite onder die son gesien. Nou ons weet wie dit is wat hier skryf, dit is Salomo, die mees wyse mens wat daar was op aarde, hy die goddelike wysheid besit, want dit was die gees van die Here wat aan hom gewerk het, dit is hy wat hier praat. En hy sê dat hy sien hierdie ding raak en dis 'n moeitevolle, nuttelose situasie wat hy hier sien. En as ons vir hom vra, wat is dit? Hy sê daar is een alleenig sonder 'n tweede. Nou, wat ek graag hier wil uitlig vandag is eintlik net dit, moenie jouself afsonder en onttrek aan ander mense nie. Dit is sommer net so 'n eenvoudige gedagte. Want jy sien, mens sien dit oral oor. Jy sien dit in werksplekke, jy sien dit in huisgesinne, en natuurlik sien jy dit ook ongelukkig in die kerk, dat daar sekere tye mense is, wat net nie hou daarvan, dat ander mense rondom hulle moet wees nie. Ek wil eintlik sê, daar is so 'n lelike woord wat hulle daarvoor gebruik, as ek dit nou ook hier mag gebruik, en moenie bekommerd wees nie, dis nie 'n vloekwoord nie, maar dit is vir my 'n lelike woord, want mense sê, moenie in my private spasie inkom nie. Met ander woorde, daar is 'n deel van my waar niemand moet insien nie, waar niemand moet naby kom nie, waar niemand aan my moet raak nie. En weet jy wat, dis van die duiwel af. Die duiwel is die een wat jou wil afsonder, wat jou wil alleen laat wees, sodat hy jou kan karnuffel, sodat hy jou kan aanval, en dan gewoonlik so iemand blameer dan almal vir die negatiewe dinge wat in sy of haar lewe gebeur. Jy sien, God het die mens gemaak om saam met mekaar te wees. God het die hemel en die aarde gemaak, uit die diere, die plante, en alles het hy gemaak, die visse en alles, die son en die maan, en die getye het hy gemaak, en toe het God die mens gemaak. En die Bybel sê dat, nadat God die mens gemaak het, was hy baie bly. Hy het gesê, dis baie goed. En tog dan sien ons, dat in die baie goed, wat God gemaak het, en gevoel het oor die mens wat hy gemaak het God tot 'n ontdekking gekom, en hy het self dit gesê, toe hy gesê, dit is nie goed, dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak. Met ander woorde, ek sal vir hom iemand maak, nou in hierdie geval weet ons, het hy vir Eva gemaak, en hy het vir Adam en Eva man en vrou gemaak, so hulle was 'n paartjie, getroude paartjie gewees, maar die hele gedagte is, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Nou baie keer is dit dat 'n mens seer gekry het in die lewe, en dan onttrek jy jou aan die wêreld, jy onttrek jou aan mense, want jy wil tog nie weer seer kry nie. Liewe vriende, wat ons moet besef, in hierdie lewe, maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak of jy die rykste of die armste mens is nie, maak nie saak of jy naby of ver bly nie, maak nie saak of jy omring is deur baie mense of deur min mense nie, hoor vandag hierdie feit, in hierdie lewe sal jy seer kry. Daar's nie een enkele mens op aarde wat nie seer kry in hierdie lewe nie, maar dit is alles deel van ons vorming. Dis alles deel van ons groei in die lewe. Ek het altyd hierdie gedagte, wanneer mense kla omdat hulle swaar kry, wanneer mense kla dat dinge nie vir hulle uitwerk nie, wanneer mense kla en sê, hoekom word ek so vervolg, as ek dit my so kan noem, nie dat dit werklike vervolging is nie, maar hoekom gebeur daar slegte dinge met my, dan vra ek altyd die vraag, wie se volgeling is jy? En dan natuurlik, as jy 'n kind van die Here is, dan gaan almal sê, ek is 'n volgeling van Jesus. En my vraag is dan volgende gewoonlik, as jy dan 'n ware volgeling van Jesus is, hoekom wil jy 'n meer gemakliker lewe as Jesus het?
want ons is dan sy volgelinge. Ons volg in sy voetspore, ons volg sy voorbeelde. Jesus het van babatjie tyd af, het hy verwerping ervaar, het ervaar dat mense hom wil doodmaak. Hy het verwerping ervaar in sy ouerhuis, want hy was 'n stiefbroer gewees. Niemand het geweet wie sy pa nie. So, hy het dit die hele tyd ervaar in die lewe. Mense wou hom die hele tyd van sy lewe doodmaak, van babatjie tyd af, wou Herodes hom doodmaak. En uiteindelik het hulle hom doodgemaak op 'n jong ouderdom van 33 jaar. As ek sy volgeling is, dan is die vraag, hoekom wil ek 'n beter lewe hê as hy? Maar hoekom het Jesus seer gekry? Hy het seer gekry omdat hy tussen mense was. Jesus het hom nie onttrek nie. Onthou, hy is die seun van God. Hy is die volmaakte heilige wat in 'n mensenliggaam is. Maar hy het nie gekom en hom onttrek en gesê, daar's niemand so heilig soos ek nie, daar's niemand met wie ek kan identifiseer nie. Nee, hy het onder mense kom woon, hy het onder hulle geslaap, hy het saam met hulle geëet. En hy het al die belewennisse deurgegaan wat mense op hierdie aarde deurgaan. So liewe vriend, om te dink, deur jou te onttrek aan almal, gaan jou nie gelukkig maak nie. Inteendeel, dit gaan jou eintlik 'n suur mens maak. Jy verleer om te lag, jy verleer om te help, jy verleer om gelukkig te wees, want jy kan dit nie op jou eie alleen wees nie. Al is daar mense wat hoe wil probeer, hulle self verdedig om te sê, ek is baie gelukkig op my eie, weet hulle, dis nie die waarheid nie. So, eerstens is dit wat Salomo hier wil uitlig vir ons. Hy sê hierdie gedagte van dat mense alleen wil wees, dat mense, en dit is wat hy hier uitlig, hy sê hy verstaan nie, dat hy sien hierdie alleenige persoon, maar hy hou nooit op werk nie. Hy kry nooit genoeg aan geld nie. Vir wat? Hy sê hy het nie eens 'n seun vir wie hy dit kan laat erf nie. Hy het nie mense met wie hy dit kan deel wat hy het nie, maar hy hou nooit op nie. Hy bly gedrewe om nog by mekaar te maak. En dan maak Salomo die volgende stelling in vers 9. Hy sê, maar 2 is beter as 1. So met ander woorde, net om hierdie alleenheid te verbreek, is al reeds 'n wonderlike prestasie. En ja, ons kan dit dan nou na die huwelik toe bring, en sê dat God vir elke man 'n vrou het, wat hy vir hom wil gee, vir elke vrou 'n man het, vir wie hy wil gee, en daarom dat ons altyd vir paartjies sê, wanneer hulle deur huweliksprobleme gaan, dan sê ons altyd vir die man en vir die vrou, onthou, dat hierdie man of vrou wat langs aan jou sit, dis 'n geskenk van God aan jou. En hoekom sê ons dit is 'n geskenk? Want as jy dink aan almal wat jy ken, almal met wie jy groot geraak het, almal saam met wie jy skool gegaan het, almal saam met wie jy dalk gaan studeer het, dan is die vraag, wie is slim genoeg om te weet, watter vrou uit al die meisies wat jy ken, gaan die beste vrou vir jou wees? Watter van al die jong manne wat jy ken, gaan die beste man vir jou wees, ook vir die toekoms? Net God weet dit. En daarom, wanneer 'n mens by daardie plek kom waar jy bid, en 'n mens bid gewoonlik al van jongs af vir 'n lewensmaat, en ouers bid van jongtyd af al vir hulle kinders vir goeie lewensmaats. As jy 'n kind van die Here is, dan gaan jy bid, want dit is so maklik om 'n verkeerde persoon te vat, wat nie by jou pas nie, wat nie vir jou 'n hulp gaan wees nie. Ons sien dit elke dag. Dis hoekom daar so baie, onder andere so baie egskeidings is, behalwe dat die Here nie in die huwelike is nie. En selfs vind ons dat, selfs daar waar kinders van die Here is, albei is kinders van die Here, skei die mense nog net so. Maar die hele gedagte is, 2 is beter as 1. 2 kan meer saam bereik as 1 op sy eie. En 'n man en vrou wat dan nou getroud is, hulle kan kinders hê, en die 2 kan selfs dan meer word. So liewe vriende, dis die wonderlikheid van 'n getroude lewe, is om te weet dat my maat het die Here vir my gegee, om saam te kan groei in die lewe. En binne hierdie verhouding van net 2 mense, kry jy ook seer. Soms maak die man sy vrou seer, deur sy optrede, deur wat hy sê, deur wat hy doen. Soms maak die vrou die man seer deur wat sy sê, en die mond wat nie soms kan stil bly nie. So mens kry die hele tyd seer, oral waar jy jou bevind kry jy seer, in jou werksplek kry jy seer.
Maar hy sê ook hier, 2 is beter as 1. Met ander woorde, selfs al kry 'n mens seer, dan is dit beter as 'n mens iemand kry om jou te help, om ook deur daardie seer te werk. En dan sien ons hoe dat Salomo hier verskillende scenario's skets. Hy sê as 1 val, en hy's alleen, en hy het niemand om op te tel nie, dan is dit baie hartseer. Hy sê, maar as 2 by mekaar is, en 1 val, dan kan die een die ander een help. Hy sê, as hulle aangeval word, dan is hulle ten minste 2 wat weerstand kan bied. En liewe vriende, as ons dit wil intrek in ons Christenskap spesifiek, dan dink ons aan gemeente wees. Ons dink aan broers en susters in die Here. Hoe wonderlik is dit nie, wanneer hulle kan saam staan oor die regte dinge, wanneer hulle mekaar kan ondersteun. As 'n mens dink aan hoeveel mekaar tekste daar in die Bybel is, amper 200 en nie meer nie, wat praat van hoe dat ons mekaar kan help, wees lief vir mekaar, bid vir mekaar, dra mekaar se laste, het vrede met mekaar, bely mekaar julle misdade, en so kan ek aangaan, wees gasvry teenoor mekaar. Jy sien, 2 is beter as 1, wanneer ons aan mekaar dink, en nie net selfsugtig aan onsself dink nie, dan is ons sterker. Wanneer 'n gemeente 'n eenheid beleef, en die mense gee vir mekaar om, dan kan so 'n gemeente baie meer bereik, as 'n gemeente waar daar die hele tyd verdeeldheid is, waar mense hulle eie sin soek, waar mense hulle eie begeertes wil uitleef, en nie aan mekaar dink nie. 2 is beter as 1. Ons is daar om mekaar by te staan, ons is daar om mekaar te beskerm, ons is daar om mekaar te bemoedig, ons is daar om mekaar aan die hand te vat, en te sê, kom ons loop hierdie pad. Maar dan gaan hy verder, en hy sê dat 'n 3-dubbele lyn word nie gou verbreek nie. So onthou, hy begin by 1. Hy sê 1 is nie goed nie. 1 is nie 'n goeie teken nie, van verhoudings in elk geval nie. Hy sê maar 2 is beter as 1, en dan kom hy, en hy sê maar 3 is eintlik die geheim. 'n 3-dubbele tou kan nie maklik gebreek word nie. En ons weet dat hier verwys hy na die hele situasie van bring God in die saak in. En daarom, daar's baie pragtige huwelike, mense wat pragtig was, baie lief was vir mekaar, en dan gaan trou hulle, en almal sê hulle is bedoel vir mekaar, hulle verstaan mekaar, hulle kan nie sonder mekaar nie, maar dan bou hulle 'n huisie sonder die Here. Hulle probeer die stad bewaak sonder die Here, hulle wil dit op hulle eie doen, en dan val dit ergens plat. En hoeveel keer was ons nie nou al geskok, almal van ons, in ons families, in ons vriendekringe, in die kerkkringe, geskok deur paartjies wat gaan skei het nie, wat ons gesê het, maar hulle was bedoel vir mekaar, hulle was dan so mooi by mekaar, hulle was dan so mooi gesinnetjie, wat het verkeerd geloop? Liewe vriende, daar's gewoonlik net iets wat verkeerd loop, en dit is die Here word uitgedruk. Ons is nie meer onderdanig aan die Here nie. Ons gebruik nie meer die Here om die samebindende faktor te wees nie. Dan luister mense nie meer na wat die Here sê nie. Mense sê, jy verstaan nie my situasie nie. Asof hy wil sê, my situasie is nie in die Bybel opgeteken nie. My situasie is nie deur die Bybel voorsiening gemaak voor nie. En die oomblik wanneer mense God uitdruk, wanneer daar die 3-dubbele lyn gebreek word, dan val die kaartehuis in mekaar. So liewe vriende, die Here is daar die samebindende faktor, en net so in verhoudinge, in gemeentes, in broederskap as kinders van die Here. Die Here moet die samebindende faktor wees. Die Here moet die een wees wat ons aan vashou. Ek probeer dit altyd so verduidelik, en ek weet, dis 'n ou verduideliking, waar altyd gesê word, as daar van die huwelik gepraat word, dan word daar verwys na 'n driehoek, waar God aan die bokant is, die man aan die een kant, en die vrou aan die ander kant, die aan die onderkant,
En dan sê ons vir mekaar dat na 5 jaar, na 10 jaar, dan moet die man en vrou baie nader aan mekaar wees as die dag van hulle troue. Ek sê baie keer vir paartjies, op jou troudag, dis die minste wat julle mekaar nog sal lief hê. Al dink julle nou dat julle die wêreld en alles lief as gevolg van mekaar, maar dis die minste. Oor 5 jaar moet julle baie liewer wees vir mekaar, oor 10 jaar nog liewer, en daarom spot ons as ons sê na 30, 40 jaar, dan begin hulle al na mekaar te lyk, die man en vrou, nader aan mekaar, 'n sterker band. En die vraag is, as ons na hierdie driehoek kyk, hoe beweeg die man en vrou nader aan mekaar? En daar's 2 maniere. Eerstens is hier op die lae vlak, waar hulle na mekaar toe beweeg, maar dan is dit, hulle moet mekaar so bederf, hulle moet so uithaal en wys, hulle moet so goed wees vir mekaar, want jy moet altyd beter doen as die vorige keer. En dan vind 'n mens uit, na 10 jaar, dan voel hulle nader aan mekaar, maar hulle is nog net so ver van die Here af. Maar as hulle na die Here toe groei, dan groei hulle na mekaar toe. En dis die wonderlikheid, dat daai groei is 'n dieper groei, dis 'n meer opregte groei, want dis 'n groei in die Here in. 'n 3-dubbele lyn kan nie maklik gebreek word nie. En daarom ook in ons verhoudinge, in ons gemeentes, jy weet, daar kom so baie aanvalle van die Satan, daar kom so baie aanvalle van die duiwel om gemeentes op te breek, daar kom so baie aanvalle waar gemeentelede mekaar beskinder, waar hulle die leier beskinder, waar hulle eintlik die eenheid, dis al waaroor dit gaan, die Satan wil die eenheid verbreek, en waarin lê ons eenheid? Dit lê nie daarin oor hoe ek lief vir my broer is, wat ek dink ek is nie, of hoe lief susters vir mekaar is nie, die sterkte van die band lê in Christus, wie liefde is. En daarom is dit belangrik om te besef dat die Here vorm die 3-dubbele tou. En daarom, liewe vriende, wat is die eenvoudige boodskap wat ons net vandag wil oordra aan mekaar, is dit: moenie jou onttrek nie. Moenie vir 'n oomblik dink dat al die mense rondom jou is jou vyande nie. Moenie dink dat almal wil net vir jou 'n gat grawe omdat iemand anders dit gedoen het nie. Moenie dink dat omdat iemand anders jou seer gemaak het, of dit nou in die kerk is of buitekant die kerk is, moenie dink daarom gaan ek glad nie meer kerk toe nie, wil ek niks met die kerk te doen hê nie, want ek het seer gekry nie. Almal kry seer. En in hierdie seer moet ons in hierdie 3-dubbele lyn, God se lyn, ons moet daarin ons vertroosting en ons genesing vind. Wanneer ons die Here altyd deel maak van ons verhoudinge, dan kan daar altyd genesing plaasvind, dan sal daar altyd herstel kom. Ons moet net die Here toelaat. So my liewe vriende, kom ons dien die Here voluit. Kom ons besef, een is nie goed nie. Om jou alleen een kant te hou, is nie goed nie. 2 is beter as 1. Jesus het self sy disippels 2 uitgestuur, omdat hy geweet het, as hy hulle 1 moes uitstuur, sou hulle mismoedig geword het op die pad. Daarom het hy hulle 2 uitgestuur. En net so het Jesus 3 disippels gehad, wat sy naby kringetjie was, saam met wie hy alles gedeel het. Hy deel daar in Getsemane saam met hulle. Hy deel op die berg van verheerliking saam met hulle. Met ander woorde, sy vreugdevolle oomblikke en sy hartseerste oomblikke deel hy saam met hulle. Hy wou nie alleen wees nie. Moenie dat u vir u onttrek en alleen deur die lewe gaan nie, want dit is 'n sinnelose lewe. Maar mag die Here vir ons help om iemand te vind in hierdie lewe, 'n broer, 'n suster, familie, wie ook al, met wie ons 2 kan wees, waarvan die 3-dubbele lyn dit sterker kom maak. Mag die Here ons seën, mag die Here ons gebruik om vir ander tot 'n bemoediging te wees, net soos wat hy ander gebruik om vir ons tot 'n bemoediging te wees. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons sê vir u baie dankie dat u hierdie woorde in u woord laat opteken het. Hy sê, Salomo sê, ek het 'n sinnelose ding gesien, 1 alleenig. En dan sê 2 is beter as 1, en dan gaan hy verder om te sê, 'n 3-dubbele lyn kan nie maklik gebreek word nie. Here, dankie dat u die mens so gemaak het, om saam met mekaar te kan wees. Dit is hoe u dit bedoel het. Selfs die diere beweeg in troppe, hulle is nie alleen nie. Here, dankie dat u ook 'n God is,
wat nie vir u onttrek aan die mens nie. Jesus, toe u aarde toe gekom het u nie alleen gaan bly op 'n heilige plek nie. U het met die mense saam omgegaan. Ons prys u daarvoor. Seën vir ons, help vir ons en help vir ons dat ons bemoedigend kan wees in ons verhoudinge tot ander in Jesus se naam. Amen. Amen.